Julle, baie welkom vanoggend. Soos Gert dan nou net gevra het, wie het die yskasdeur oopgelos? My ma het altyd vir my gevra, is julle in 'n stal gebore? As die deure so oop staan en dit raak so koud, né? Maar ja, ek glo, elke dag ek sien nou die son kom darm nou bietjie vroeër op in die oggende, so dit is 'n goeie ding. Dit beteken somer is op pad. Maar ja, Tannie Leni, hulle is nou nie vanoggend hier nie, sy verjaar vandag, 'n volle 87 jaar oud, hoor. So amazing om nog vir Michelle, vir haar om nog haar ma saam met haar te hê op so hoë ouderdom, en Tannie Leni wat so, ja, sy's baie fiks, hoor, daai Tannie het 2 jaar terug saam met ons Israel deurgeloop, hoor, nie gecomplain nie, alles saam met ons gedoen, so ja, sy verjaar vandag, en dan wil ek maar net vra, dat ons vir Johannetjie sommer net wanneer julle bid en die Here lê dit op julle hart, dat julle net vir Johannetjie bid. Sy kry bietjie swaar met haar ma is bietjie siek, dis hoekom sy ook nou nie vanoggend hier is nie, en ja, haar ma het Alzheimer's, en sy is nou bietjie siek, en die dokter het wou haar opneem in die hospitaal, maar ek dink dit is net te veel trauma vir die tannie. So tussen die 4 sissies is hulle nou besig om na te kyk, so bid maar vir ons weer, die Here sal vir haar die krag gee wat sy nodig het. En dan wil ek sommer ook net weer hierdie met julle deel, wat ek gisterand weer raak gelees het. We are called God's daughters. You are God's cherished daughter, the apple of his eye, forever held within the tenderness of his gaze. His love for you is unending, vast as eternity itself, and with unfailing loving kindness, he has gently drawn you close to his heart. You are more precious than rubies, a radiant treasure beyond measure, deeply valued in his sight. His banner over you is love, a covering of grace, mercy, and steadfast faithfulness that never fails. Jesus is your living water, refreshing the weary places of your soul, and the bread of life who satisfies every longing within you. You are fearfully and wonderfully made, intentionally formed with divine care, shaped by the very hands of your Creator, the Alpha and the Omega. He knows the beginning from the end, for he knows the plans he has for you, tender, purposeful plans to prosper you, to give you a hope that anchors and a future that shines. So walk boldly yet gently, beautiful daughter of the King, for you are treasured in his sight, deeply, unshakably, and loved, chosen and placed for a time such as this. Is mooi met al die versies wat hulle in hierdie gediggie so geïncorporate het, hoor. So ja, en terwyl ek sommer net nou so gepraat het, toe onthou ek ook net vir Tannie Leslie, wat ook altyd hier so is, saam met ons, haar man is ook in die hospitaal opgeneem, laat ons ook maar net vir hom bid, en ja, so kom ons begin vanoggend, en ons gaan nou 2 lekker liedjies worship, maar ons, ja, bid net. Dankie Here Jesus, dankie vir u liefde, u vrede, u genade. Dankie Here dat ons sommer net aan die Leni se verjaarsdag en gees saam met haar kan vier vandag. Dankie vir elke nuwe lewensjaar wat u vir haar gee. Dankie vir haar gesondheid, Here. Here, ons kom dra vanoggend vir Johannetjie op, daar waar haar mamma siek is, Here, kom bewaar en beskerm hulle, kom gee vir hulle die krag wat hulle nodig het. Here, kom gee vir hulle ook die wysheid en die kennis en die insig wat hulle nodig het om besluite te maak. Here, ek kom bid sommer net vanoggend, en ek dink dit wat Belinda vanoggend ook vir my gesê het, iets vir hierdie die woord gegee, uitnodiging, en u woord is so vol
beloftes en uitnodigings, Here, dat ons na U toe moet kom. En ja, Here, ek dink net vir oggend, dat as daar enige iemand is, wat U so nodig het, wat bemoeid en belas is, en sommer net voel hulle dra 'n las saam met hulle, dat hulle na U toe sal kom, want You extend an invitation every single day, Lord. So Here, dankie vir JC wat vanoggend vir ons hierdie woord gaan bring. Dankie dat dit geseënd gaan wees, Vader, en mag dit vir U aangename Geer wees. Heilige Gees, dankie dat U vir ons ook die woord sal kom oopbreek. Ons loof U en ons prys U en ons sê vir U dankie, Here, soos U woord ook sê in Psalm 151, let everything that has breath praise the Lord. Dankie Jesus. Amen. Lekker julle. Kan ek vir ons bid? Vader, ek loof en prys U naam vanoggend. Amen op wat Lisa gebid het. Ek bid vanoggend dat die woorde van my mond en die gedagtes van ons harte vir goed sal wees. Here, U is ons rots en ons verlosser. U is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. Ek eer U naam. Dankie vir U woord. Dankie dat U woord ons vrymaak. U sê U woord is lewend en kragtig. Dankie Here, maak ons lewendig, maak ons kragtig in Jesus naam. Amen. Lekker. Kom ons kyk of ons vandag by Judas vers 6 kan klaarmaak. Kan ons? Asseblief, geen op om in te chip. Dan kan ons klaarmaak hierso. So interessante onderwerp, né? Altyd, jy kan oor baie dinge praat, ek kan altyd ook by die skole bedien het, so draai oor demone praat nou goed, dan like die kinders het. Jy weet, hulle wil oor die weird goed praat, weet dit. So kom ek en jy met die weird goed ken, want ons kinders wil dit vir ons vra, en jy moet nie met 'n mond vol tande sit, nie. Ons moet hulle kan verduidelik. Alright, ek gaan by myne oopmaak, indien ek nou niks daar kan sien nie. So ek gaan hier afsit, om net op flight mode kry, zip, en dan moet ons nou hier gaan, na library toe, Judas. Alright, boek van Judas, ek het ongelukkig geskryf Judas 5, dis deel 4. Vers 6 deel 2, kom ons vat, ek maak myself al die mekaar met vers 6 deel 2 en al die begin. Okay, kom ons gaan terug, net gou so recap, ons het laasweek oor vers 6 gepraat, kom ons lees net gou vers 6, sal iemand vir my gou vers 6 lees, Judas? Lisa is oop daar? Okay. Daar sê, so ons praat hier van 3 oordele, vers 5, 6 en 7, vers 5 was mos, Israel as voorbeeld, vers 6 is hierdie spesifieke groep engele, want nie, ons gaan nou vandag kyk, nie al die engele is toegesluit nie, hoekom hierdie spesifieke groep engele, wat het hulle so verskriklik gedoen dat hulle toegesluit is? En dan vers 7, die ander voorbeeld is Sodom en Gomorra, hy gebruik 3 voorbeelde, om vir my en jou vandag te waarsku. Onthou altyd, hierdie goeds van toepassing op my en jou. Dis nie bloot histories nie. Hoekom noem hy dit vir die kerk vandag? Dat jy die hele boek, Judas gaan oor die groot afval, die apostie, dit is 'n anglicisme, apostasia, die afval, apostasy is die Engelse woord, ek haat dit om apostasy nou in Afrikaans te probeer sit, maar die ouens doen tog, en dis hoekom hy so sukkel oor my lippe, dis 'n anglicisme. So maar nou gebruik Petrus ook dieselfde voorval. Kom ons lees gou daar, 2 Petrus 2 vers 4. En dan laasweek het ek nou gepraat om hierdie in konteks te kry oor die gevalle engele. Wat het gebeur? Wie is Satan? Ons het laasweek mos daaroor gepraat. Ek gaan nou nie weer terugsoen doen nie. Ons het amper 20 slides om deur te gaan vandag, net om hierdie klaar te maak. So kom ons fokus op hierdie. Julle kan net weer laasweek sin gaan kyk. En wanneer ek demonologie behandel, dis die onderwerp oor demone, dan het ek dit nou verduidelik in bevryding 101 in 3 reekse wat ek mos nou laasweek, of 1 reeks wat ek laas jaar gedoen het, of hierdie jaar, was dit hierdie jaar, en ek het dit 3 keer aangebied. Jy kan ure, weke, maande, jare oor die onderwerp van bevryding praat, en as jy in bevryding is, wat ons almal moet wees, dan moet jy ken jy wy, ken jy misdaad, jy moet weet hoe werk hierdie goed. En ek het nie al die antwoorde nie, maar ek het nogal baie, want ek bestudeer het. Ek sê vanoggend vir Amber en Dylan, wat my so kwaad maak, luister gou. Wanneer jy 'n pastoor is dan nou, as sulks, of 'n herder of 'n dominee, moet jy alles kan doen. Jy moet kan.
Anders moet jy dit nie doen nie. Daar's 'n 5voudige bediening. Jy as pastoor moet 'n apostel kan wees. Jy moet kan gaan kerke plant. Jy moet uitreike gaan doen. Jy moet dit kan doen. Nee, ek is nie. Nee, jy is. Jy moet kan profetiese woord vir mense gee. Jy moet 'n evangelis kan wees. Hulle nooi jou by 'n skool om by 'n skool te gaan preek. Dan moet jy nie daar staan en jy moet wakker wees. Jy moet die kinders se aandag kan vat hierso. Jy moet 'n pastoor of 'n herder kan wees. En wat is die ander een? Jy moet 'n profeet kan wees. Ja, ek is nie profeet. Jy moet kan wees. Sorry vir jou, jy moet kan wees. Want hoeveel mense kom na hierdie gemeente toe vir bevryding, want hulle eie kerke kan hulle nie help nie. Sies. Ja, ek het nou nie 'n beradingskursus. Jy beter vinnig een gaan doen. 'n herder, pastoor/.com moet alles kan doen. Verstaan jy? Jy moet alles kan doen, anders waarmee is jy besig? So die 5voudige bediening is daar vir ons, en ek wil hê mense wat saam met ons loop, en hier loop, moet alles kan doen. Hoekom wil jy nie alles doen nie? Vir my is dit dalk makliker om hierdie te verstaan, want ek was in 'n eenheid wat ek alles moes kon doen. Ek moes nie net valskerm spring nie. Ek moes kon duik, ek moet platlandse oorlogvoering kan doen, ek moet stedelike oorlogvoering kan doen, ek moet kan spoor sny. Ek was nie 'n baie goeie spoorsnyer, maar ek kon. Ek onthou toe ek op spoorsnykursus was ek nou nog gewys het. Dis was daai verloor spoor. Toe hulle vir my, nou soos daar op kursus, dan staan ek daar, ek kry myself baie jammer, ek het 'n kortbroek aan en 'n t-shirt, kaalvoet, het hulle ons skoene gevat, ek kry koud, ek kry nie kos nie. As ek daar in die veld, dan gaan ons spore identifiseer. Sê vir my, nommer 13, wie se spoor is hierdie? Sê ek, hierdie is definitief 'n Damrad Dikdikkie, sy spoor. Hy sê, nee, hy vloek nou, dis Milo se voetspore, dis die volkstuurder se voetspoortjies. Dis soveel ek van spore afgeweet het. Maar ek het dan 'n bietjie gegroei. Ek kom dous om die eerste bokkie, want het lyk klein, jy weet, 'n ou Damrad Dikdikkie. Jy al gesien, lyk 'n Dikdikkie, so klein bokkie. Sê maar, ek was nou by Tannie Leslie, hulle bly in Dikdikstraat. Nee? Dikdikkie. Ja, in elk geval. Kom ons kom by Petrus uit, kan ons? Ek sê net, die spirit of slap kom oor my. As ouens hulle self afmaak as pastore/.com dominees, maar hulle kan nie vir mense bid nie, hulle kan nie vir mense profetiese woord gee nie. Waarmee is ons besig? Dis tog die evangelie die. Ek verstaan dit net nie. Kan dit nie verstaan nie. 2 Petrus 2 vers 4. Want as God die engele wat gesondig het, ons praat nou van dieselfde engele van Judas vers 6, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis. Jy moet vir jouself afvra, hoekom is die ander gevalle engele en Satan nie in die hel gewerp nie? Om veroordeel en bewaring gehou te word. En die ou wêreld nie gespaar het nie. Genesis 6 voor die vloedwêreld. Maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het toe hy die sonvloed oor die wêreld van die goddelose mense gebring het. En deur die stede van Sodom en Gomorra, ek gaan nie vandag oor praat, ons gaan volgende week oor vers 7 praat, Sodom en Gomorra, verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Ek gaan dit op die einde sê, ons moet wake up, shake up wees, want God sê, voor sy terugkom sal die aarde wees weer soos die dae van Noag. Dit gaan so word, dit gaan al hoe weerder word. So kom ons kyk hoe lyk dit in die dae van Noag. God het gesê, hy gaan die aarde vernietig, maar daarom nie meer deur 'n vloed nie, maar erger. Die ouens wat in daai 7 jaar hier gaan wees, vir die laaste 3 jaar, gaan bid vir 'n vloed. Het gaan erger wees as 'n vloed. Daai ouens het redelik vinnig verdrink. Die mense gaan 7 jaar van uitmergelende hel op hierdie aarde. Maar voordat dit gebeur, gaan dit wees soos die dae van Noag. Nou, hoe dit gelyk in die dae van Noag, en liefs, is daar baie interpretasies van Genesis 6, in plaas van om net te lees wat daar staan wat gebeur het. Alright. Petrus verbind hierdie gebeurtenis onmiddellik met Noag, die sonvloed, volgende slide, sorry Dylan, Sodom en Gomorra, sorry man, as jy kyk of jy kan byhou by my, sorry, Sodom en Gomorra. Judas volg presies dieselfde volgorde.
Dit wys dat albei skrywers na dieselfde historiese gebeurtenis verwys. Alright. Genesis 6 en die seuns van God, ons begin daar. Dit is baie interessant hierdie Genesis 6. Ek hou van Genesis 6, dit is 'n lekker weird hoofstuk. Genesis 6 vers 1 en 2. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, ek luister nou dat gehou, nee. Hulle reken voor die vloed was daar iets soos 200 biljoen mense op die aarde. Hoeveel is ons nou? Hoeveel mense is nou op die aarde? Nie 200 biljoen nie. Ja, maar 8 of 9 biljoen. Hulle reken voor die vloed was daar 200 biljoen. Hoekom? Hoekom dink jy? Imagine mense het nou na die kruis, ons is nou 2000 jaar na die kruis, hulle reken die tyd van die sonneval Genesis 6 tot by Genesis 6 is 2000 jaar. Die mense het 900, 800 jaar oud geword daai tyd. Weet jy hoekom? Want daar was nog 'n firmament op die aarde. Die son het nie almal doodgebrand soos nou nie. Ons lewenstydperk na die vloed is 120, die Bybel sê so. Nou voor die vloed het die mense 800, 900 jaar oud geword. So imagine ek en jy sit vandag hier, hier's 'n ou van 958 wat nog steeds lewe. Mense het nie dood gegaan het van siektes en al daai tipe goeters nie. Hulle was baie ouer. Het jy geweet, nee? Die olie wat hulle uitpomp uit die aarde uit, kom van jou oupa grootjie af, voor die vloed. Jy ry nou op jou kar op oupa grootjie. Al die mense dood gegaan het in die diere en daai goed, is die olie vandag. Jy het nie geweet het nie, hoor, ek sê vir jou. Ja, saamgeperste materiaal. Ja. Dit is baie interessant, julle moet asseblief bietjie julle huiswerk gaan doen oor voor die vloed goed, en daar's predikers wat baie goed is, daar Ken Hovind en al die ouens, kyk het bietjie. Right, toe die mense op die aarde begin vermeerder, so daar's nou baie mense, en vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Ja, hulle wille tyd, dat goed gebeur, wat onnatuurlik was. Alright, kom ons kyk daar. Party reken hulle was die nageslag van Set, ken jy dit nou geleer? Die seuns van God, was toe nou nie uit die hemel uit nie, dis die nageslag van Set. Maar dan maak Judas vers 6 nie sin nie, want dit sê dis engele, en 2 Petrus maak nie sin nie, want dis engele. Verstaan jy? Sien jy wat teoloë doen, nee? Nee, dis die nageslag van Set, hulle was 'n royal family, hulle was die seuns van God, nee, nonsens. Alright, ons gaan bietjie kyk dan. Hierdie siening beweer dat die seuns van God 'n gelowige afstammeling van Set was, 'n gelowige afstammelinge van Set was, wat met die ongelowige nageslag van Kain getrou het. Hoewel hierdie verklaring gewild is, sal dit nie maklik Judas 6 of 2 Petrus 2 verklaar nie. Dit is 'n gewilde siening vir ouens, nee, kom ek het sê dit so my hart, met sagte hermeneutika. Hermeneutika is die studie van die Bybel, 'n baie sagte hermeneutika. Ons gaan nou nie daar nie. En as jy vir daai pastoor vra, hoorie, daar's 'n kind wat gemolesteer is, nee. Sy's 12 jaar oud, sy manifesteer demone uit. Ja, stuur haar na daai ander ou toe. Wat 'n nonsens. Dis my goed, jy doen Bybel navorsing en jy praat oor die Bybel, maar jy wil nie die goed doen van die Bybel nie. Die goed van die Bybel sê vir 'n disipel van Jesus, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, jaag demone uit, bid vir die siekes, dis die goed doen van die evangelie. Maar nou doen ons net 'n studie en ek is 'n professor, en ek het 'n sagte hermeneutika, maar jy kan nie demone uitjaag nie. Jy kan nie vir 'n tannie gaan bid in die hospitaal nie. Jy kan nie huisbesoek doen nie. Jy kan nie hospitaalbesoek doen nie. Maar jy's geleerd, hoor. In my God se goed, my God sê, toe hy aarde toe gekom het, jy moet gaan bid vir die siekes, jag demone uit, man. Dis wat jy moet doen. Verniet is dit vir jou gegee, verniet gee dit uit. Is dit nie awesome nie? En dis hoekom die spirit of slap van vanoggend vroeg af op my is. Want ek is nie lus meer vir ouens wat ons evangelie vat, nee, en iets anders daarmee maak nie. Wat hulle self parsy sê, hulle is dominees of pastore of wat ook al. Dis waarom ek wil myself nie 'n pastoor noem nie. Ek noem myself maar donkie. Dis die beste beskrywing wat ek vir jou kan gee van iemand wat vir die Here werk. Jy moet alles kan doen.
Party reken okay, ons daar. Alhoewel hierdie verklaring kyk, as Judas slegs van gemengde huwelik gepraat het, en dis wat hulle nou praat hierso, sou sy verwysing na engele sonder enige verband wees. Alright. Sommige meen dat die seuns van God magtige konings of regerders was, wat vroue geneem het soos hulle wou. Hoewel dit histories moontlik klink, verduidelik dit nie ook aan Judas spesifiek van engele verwys nie. Alright. Goed. Waarom was hierdie sonde uniek? Judas sê, hierdie engele het hulle eie woonplek verlaat. Die Griekse woord dui op 'n verlate woning of bestaansorde, met ander woorde, hulle was nie tevrede met die posisie waarin God hulle geskep het nie, en daar's hulle fout. Daar's hulle fout. Hulle het God se orde verlaat. Dis hoekom goed soos homoseksualiteit en lesbianisme en daai tipe goed, dis uit orde uit. Dis onnatuurlik. Hierdie beginsel sien ons telkens in die skrif. Satan wou soos God wees, en daar is het laasweek daarna gekyk. Dis uit orde uit. Hy sê, uit jou plek uit, Jom. Ek sal opvaar. Ok, daar gaat jy. Uit is hy. Verstaan jy? Dis hoekom hy uit is. Die mens wou soos God wees. Nee, Toring van Babel stories, onthou julle? Hierdie engele het hulle eie grens oorsteek. Elke geval was 'n verwerping van God se gesag. Dis hoekom hierdie spannetjie toe nou, en as jy nou buiteboeke lees soos die boek van Enoch, dan hoor jy nou hoeveel was daar en al daai tipe goed. So, en hoekom die boek van Enoch? Ja, maar die boek van Enoch moes ook in die Bybel wees. Nee, daar 66 boeke in die Bybel. En as jy hierdie 66 boeke bestudeer, dan is hulle so in mekaar ingevleg. Soos Judas na Genesis 6 verwys, 2 Petrus 2 na Genesis 6 verwys. Anders het hy Judas gaan ook na die boek van Enoch verwys, ja. Want hulle het die Enoch boek geken. Maar ongelukkig het Enoch se boek al so seer gekry, dat ons kan nie sê al van die goed is later bygeskryf. Tog is dit 'n baie goeie boekie om te bestudeer as jy sou wou. Ek het alweer vir die helfte van die goed vergeet, want ek is so besig met die 66 boeke wat ek het, né? Kan my lewe lang besig hou. Genesis 6 in die dae van Noag. Matteus 24:37 sê, net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Ons moet dit nie uit gedagte uithou nie. Jesus verwys na Genesis 6. Jesus praat hier, hoor, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Gaan hy nog geloof vind daai tyd? Al daai tipe goed. Dis hoekom ek sê vir jou nou, weet jy wat is die grootste probleem met ons vandag in die kerk? Baie van ons kerke is gedesief. Want Satan is nie dom nie. Sê nou maar ek was 'n geheime agent op 'n skip in 'n oorlogtyd en ek wil hierdie skip van koers afkry. Ek gaan nie net die stuurwiel draai dat hy kan draai nie. Ek gaan hom net so graad afgooi. Dat dit vir hulle rukkie gaan vat voor hulle agterkom. Hulle is van koers af en dan is dit te laat. En dit is presies wat die Satan deur die eeue met die Bybel gedoen het. Net so bietjie afgegooi. Weet jy hoeveel kerke vandag, en ek was in so 'n kerk betrokke, wat sê, ag, daar is tog 'n plek vir evolusie. Dis 'n graad wat ons afgegooi het, wat ons wyd af is vandag, hoor. Baie kerke is wyd af vandag, hulle glo in evolusie. Daar's plek vir. Ja. Nee, eintlik is dit nie, nee, is presies wat dit beteken. As God sê daar was 6 dae, was dit 6 dae. En dis in die kerk vandag alive and well, en dis jare terug 'n graad afgegooi. Nou is hulle wyd van die merk af. En dis hoekom baie predikante nie kan bevryding doen nie, want hulle glo nie in Genesis 6 nie. Hulle glo nie in die demoniese nie. Jy kan maar net bietjie agter in hierdie kantoor kom sit, dan sal ek jou voorstel in die demoniek. Jy gaan in die eie oë sien. Ja, en Heilige Gees is so awesome hoe hy saamwerk om hierdie goed uit te sorteer. Dis so lekker om hom in aksie te sien. Alle eer aan hom. Alle eer aan hom. Ok, Jesus sê nie bloot, het nie hier bloot aan die, Jesus nie bloot net aan die sonvloed verwys. Jesus, sorry, ek moet dit beter tik. Jesus het hier nie net bloot aan die sonvloed verwys nie. Die sonvloed, die vloed nie. Soos die dae van Noag, hier kom 'n 7 jaar verdrukking, en hier kom 'n groot, amper sê ek 'n verlelike woord hierso,
Konsternasie, poef, wou ek sê. Hier kom groot poef na die aarde toe, hoor. Jy wil nie weet nie. Dit gaan gebeur. Hy het nie net na dit verwys nie. Hoe was dit in die dae van Noag? Daai seuns van God het kom meng. En ons lees van dit ook in Numeri, toe hulle die verspieders ingestuur het, toe hulle so sprinkane in die oë van daai goed. Na die vloed was dit weer daar, ons gaan nou lees in Genesis. En daarna, in die Anakin. En die laaste van die Anakin was Goliat en sy 4 boeties. Hulle was reëse, nie normale goed nie. Alright. Die mensdom het in die dae van Noag God verwerp, geweld lief gekry, moreel verval en geestelik verdorwe geraak. Die grootste ding wat die Satan nou met mense doen, heeltemal verwerp van die woord van God af. Maar weet jy hoekom? Die mense het seer gekry met die woord van God. Turkye is vir my 'n goeie voorbeeld. As gevolg van Christendom is vandag alles weg daar. Hulle het Christendom gevat en dit gewelddadig gemaak. Crusades en ouens so met kruise geloop. No, Domini part, ek kap die moslimse koppe af. Dis nie Christendom nie, dit was Christendom. En vandag het ons 'n land te doen, 99.8% hoor ek toe nou, is nie 99.5 nie, glo nie in God nie. Baie van hulle glo in Allah, maar die meeste glo maar net in niks. Soos hier in Carletonville, hier in ons land. Mense gaan nie meer kerk toe nie. Mense wil niks met Christendom doen nie, dis godsdienst vir hulle. Godsdienst was die grootste vloek wat oor Christendom gekom het. Godsdienst en tradisie. Godsdienst het Jesus doodgemaak. Hoe durf hy so praat by die tempel? Dis godsdienst. En nou het godsdienst Christendom gehijack. Ja, godsdienst het Christendom gehijack in die dorp. Dis sad, julle. Ons het baie werk. Ons het baie werk om die mense die goeie nuus te vertel van Jesus, liewe Jesus. Hy is toe nou nie ou wat gesê het ons moet moslimse koppe afkap nie. Die paus het. Ja, die paus het. Daai tyd. Die pause van daai tyd. Daarom moet ek en jy as gevolg van al die goed waaksaam leef in die tyd. Ons moet die woord ken, ons moet die woord bestudeer, ons moet die woord weer lief hê, want dit is net die woord, so kom ons nou 'n preek die woordreeks het, sodat ons kan terugkom, daarom preek die woord, want dit is lewend en kragtig, dis al wat mense loskry. Ons het 'n meisiekie bedien hierdie week, al wat hy losgekry het is die woord, en toe sy born again raak in die kantoor, en sy is gevul met die Heilige Gees, gee ons vir haar Bybel, is die grootste geskenk, wat sy kan kry, sy 12 jaar uit. Die Here kan 12-jarige kinders so losmaak. Ja. En ongelukkig al buite, en ons praat teen dit ook, is dat mense het nou bevryding gevat en dit ook nou weer 'n godsdienst gemaak. Menslike intellek het ingekom daar, en in plaas daarvan dat jy toelaat dat Heilige Gees die mense vrymaak, wil jy hulle vrymaak met jou intellek. Jy moet nie op hierdie goed, wat ons nou van praat, gaan probeer uitdink nie. Hulle gaan vir jou uitoorlê. Satan is baie ouer as die res van ons, en sy demone baie ouer as ons. Hulle het jou lankal bestudeer, hulle weet meer van die Bybel as ek en jy. So moet hulle nie probeer uitredeneer of uitdink nie. Laat Heilige Gees toe om hulle weg te jaag. Jy moet net in die naam van Jesus, is al wat jy eintlik moet weet. Maar sodra jy dink, ja, ek dink dis hoekom jy sielkundig nie lekker is nie, en jy psigiatries dit, en alles, ek probeer jou brein unravel, en dit is, los het vir die Heilige Gees. Een keer het ou vir my gesê, ja, maar jy sê, almal het nou nie jou salwing nie. Hoekom het jy nie daai salwing nie? Is ek special? Nee, ek het net my brein uit die pad uitgevat. En ek laat hom toe, om deur my te werk, en ek kan dit vir jou ook doen. Ja, nou het ek soveel beradingskursusse gedoen, en soveel bevrydingskursusse, ek ken al die demone by die naam, en ek weet, as jy so val, en jy kyk so, dan is dit fout met jou, en okay, nou, dan los Heilige Gees dit, want jy het dit mos nou. Dis die probleem, julle. So elke voorval, wanneer iemand na ons toe kom, is uniek.
Elke keer voor ons iemand bedien, dan vra ons nooi Heilige Gees in. En al wat ons kan doen, ek kan vir Lisa vra, en die mense wat saam my bedien, ek vertel hulle net die Bybelstorie, en daarmee moet hulle maak wat hulle wil. Want bevryding is Johannes 8:32, ek vertel vir jou die waarheid, en die waarheid, ek het so gedink, nou hoor ek, dis die waarheid toe nou. Dis eintlik so eenvoudig. Glo jy dit? En 99,9% of al die mense wat ons bedien, kom, sê nie ons glo dit, okay, kom, gaan ons Heilige Gees dan toelaat om jou vry te maak, asseblief, en dan maak Heilige Gees hulle vry. Is dit nie awesome, nie? Kom maar volgende week terug, en ek skryf jou voorskrif, suig hierdie tablet, sit hom vir 'n uur onder die tong, en drink jy dan, maak hy dinge so, en dan gaat jy, kom ons kry hierdie ou net stil, want ons weet nie eintlik wat met hom te doen, ons skryf hom 'n handvol pille voor. Ja, en daar is siektes wat breinsiekte, daar is verseker. Maar daar is niks wat Jesus nie kan gesond maak. Alright. Waarom het God die engele opgesluit? Die Bybel leer dat Satan en baie demone nog actief is. Ek het nou daaroor gepraat, ek het 'n bietjie vooruit gegaan. Waarom is hierdie groep dan reeds gevange? Die rede is omdat hulle 'n buitengewone ernstige oortreding gepleeg het. Hulle het gemeenskap gehad met mense met wie hulle nie mag nie. God het onmiddellik geoordeel en hulle vir 'n finale oordeel bewaar. Dit beklemtoon hoe ernstig God oor sy skepingsorde is. Verstaan jy? Genesis 6 en die Nephilim, die reëse. Genesis 6:4. In die dae was die reëse op die aarde. Dis nou die hybrids wat gebore is uit hierdie buiteegtelike verhouding. Buiteegtelik is eintlik nie so sterk genoeg woord nie. Hierdie omstrede verhouding tussen goed wat nie van hierdie aarde is nie en mense wat van die aarde. Al wie wettig op hierdie aarde mag wees is mense. Ander geeste is nie wettig nie. Dus hoekom Lester Summerall noem altyd 'n demone alien. Want 'n alien is 'n ding wat nie wettig, hy's alien. Hy's nie van hier nie. So demone is nie van hier nie. Daai seuns van God was nie van hier nie, maar het hiernatoe gekom onwettig en gemeenskap gehad. Fisiese gemeenskap, want daar's fisiese geboorte geskenk aan die goed. Ekskuus? Ja, ek weet nie of hulle met geboorte dalk gesterf het dan en dan het hierdie goed gebore geraak en daai goed het toe nou aangeteel. Verstaan? Dis hybrids. Ek weet nie hoe dit gelyk nie. Ek wonder of die vrou die geboorte oorleef het. Mens weet nie eers nie. Alright, maar as mens na die mitologie kyk, het daai goed tot gemeenskap gehad met diere. En dan bestialiteit. En dan is bok, half mensding gebore. Pan, al daai tipe goed. Kom van die geskiedenis af. Ek meen die ateïste of die heidene het in dit geglo. Die Grieke, en voor die Grieke, die Medes en Perse, en voor hulle die Assiriërs, het dit geglo. Die Romeine het dit geglo. Alright. In die dae van was die reëse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit staan net so, hulle het vir hulle kinders gebaar toe. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. Die Hebreëse woord Nephilim beteken die gevalle of diegene wat neergeval het. Hierdie mense word beskryf as magtige manne, manne van naam, buitengewone persone wat groot invloed uitgeoefen het. Ons weet hulle bestaan was die gevolg van die onnatuurlike gemeenskap tussen engele en die mens se vroue. Daar's nog 'n stuk wat ek wou ingesit en ek het skoon vergeet, is dat daar is 'n klompie mense wat sê dat hierdie seuns van God nie gewone engele was nie. Hulle was iets anders as gewone engele. Maar dis ook maar net 'n idee. Mens kan dit nie staaf uit die Bybel uit nie. Hulle staaf dit net omdat die seuns van God nie dieselfde woord is vir engel wat jy in die Ou Testament kry nie. Alright, ek sal vir julle dit op 'n ander slide sit, ek sal vir julle apart stuur. Ek wil dit graag by hierdie sit. Ek het skoon vergeet. Genesis 6 en Noag se getrouheid versus die verdorwenheid van die mens. Hierdie is baie belangrik dat jy hierdie volgende gaan raak lees. Genesis 6 vers 5. En toe sien die Here dat die boosheid van die mens op die aarde groot was as gevolg van hierdie vermenging, hierdie hybrids en dit wat dit tot gevolg het.
En al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg is. So hierdie goed het boosheid uitgedink, onnatuurlike boosheid. Alright. Het hy die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Die probleem was nie bloot verkeerde dade nie, die mens se hart het verdorwe geraak. Die woord verdorwe is verskriklik, hoor. Ons gaan dit nou sien in hierdie dae wat voorlê vir ons op hierdie aarde, dit gebeur reeds. Die mense se harte word verdorwe. Hulle krap nou uit in ons land korrupsie of nood, wat jy nie eens kan dink 'n mens kan aan dink nie. Om die natuurlike orde te breek van reëls, regulasies, sommer net oor 'n draad spring en iemand anders se huis en gaan en 'n vrou verkrag. Dit is nie dit is boos. Daar moet 'n orde wees, daar moet dissipline wees en te sê, hoor hierso, hierdie ou moet nou piets kry omdat hy dit gedoen het, hoor. Hy moet nou so raas kry dat die ander bang is om dit te doen. Mens moet dit doen. Dis hoekom daar 'n streng wette moet wees en 'n sterk polisie mag, nie 'n diens nie, 'n mag. Wat weet, as hierdie soos jy weet, as hy vanaand op straat loop, het hy 'n goeie kans om pakslaat te kry by die polisie. Want hy's dronk op straat. Dis basic reels. Maar nou is dit verdorwe. Almal drink net op straat. Jy mag nie op straat drink nie. Jy moet dit keer, want daai gaan crime veroorsaak. Maar nou laat ons land dit net gaan. Die grense breek, as die grense nie. Dis verskriklik. Ek hoor nou Amerikaners sê, mense aircon was af vir 'n aand, die krag was af. Ek sê, Paul, kom Afrika toe. Maar dis vir hulle is nog so 'n beskerming, dat as hy vir 12 ure nie sy aircon aan kan aansit, is verskriklik. Want hulle het net altyd krag. Alles werk net. En dis hoe dit was hierso, tot die verdorwenheid ingekom het. En nou praat ons op 'n klein skaal van die verdorwenheid wat reg oor die wêreld gaan kom het, wat daai tyd was. So imagine nou, die mense het maar aangeteel nou na Genesis 3 en dit het aangegaan en aangaan. Ewe skielik gebeur daar iets, aliens kom en die gemeenskap, so die grense breek. Jy sien en hoor goed wat nie normaal is nie. En dis toe hierdie goed nou gebeur en God sê, hoor, nou is dit wild. En gaan vir jou wys hoekom dit gebeur ook, en hoekom het God dit nie gekeer nie. As God dan nou so in beheer was van alles. Hoekom het God nie hierdie gekeer nie? Gaan nou vir jou wys hoekom. Ok, die mens se hart verdorwe geraak. Sonde begin altyd binne in die mens voordat dit sigbaar word. Daarom sê Jesus, Matteus 15:19, dis hoekom ek en jy in ons leer het in bevryding, in jou gedagtes gevang. Want na die kruis, al wat hierdie goed nog kon doen, wat nog hier is, hy kan jou hier mal maak, as jy in jou gedagtes vang neem. Hy kan jou hier gedagtes gee, dat jy goed gaan doen wat 'n normale mens nie moet doen nie. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal, Matteus 15:19. Dis hoekom, hierdie goed is al in mense in Hollywood, want die ouens maak flieks wat net Jesus se naam vloek. Daai goed is al klaar in hulle. Hulle is nie meer nodig om uit die hemel uit te val soos bliksemstrale nie. Dit het al reeds gebeur in Genesis 3. Yes, hulle is toegesluit, maar hulle gevolg, hulle gespuis, is die demone van vandag en al die tipe goed. En natuurlik is daar nog die ander gevalle engele wat saam met Satan geval het. Hulle was nie hierdie spesifieke groep nie. Jy moet dit in gedagte hou. Noag se getrouheid. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Noag was nie sondeloos nie. Hy het egter God geglo, in gehoorsaamheid gewandel en gedoen wat God vir hom gevra het. Vir ongeveer 120 jaar het Noag die ark gebou, terselfdertyd die mense gewaarsku. So hy was 'n prediker en daar was nie eers 'n see nie. En hierdie ou bou 'n boot. Ja, soos jy mal. In sy driveway staan daar 'n boot. Tog het byna niemand geluister nie. Hierin sien ons 'n belangrike beginsel. God waarsku altyd voor oordeel. Hy waarsku ons ook nou. Daar kom 'n oordeel, julle. As die ons het nie tert gekry vandag nie. Maar as die kerk tydperk, dankie tog nie. Ons kry net heeltyd soet goed hier. As die kerk tydperk gaan sy deur gaan toemaak, die ark se deur gaan toemaak, die kerk tydperk gaan toemaak,
en dan gaan wetteloosheid seefuur. Want die Satan en sy gespuis wag net tot die kerk weg is. En dan gaan hy milies gooi, hoor. Genesis 6 vers 9, ek wil dit net vir julle lees, ek sit dit by. Hier is ietsie ekstra wat ek bysit hierso. Hierdie kan jy maar gaan bestudeer op die eie tyd ook. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man oor sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Hoor jy so, regverdig, just, he was justified, hy is geregverdig deur God. Alright, die woord daar is tzaddik, regverdig, hoor jy so, opreg, jy kan hierdie mis, perfect, tamim, without blemish, complete, full, perfect, without spot, undefiled, whole, met ander woorde, sy bloed, DNA was nie vermeng soos die van die Nephilim nie. So nou lees jy daar, hy was 'n regverdige opregte man, pragtig in Afrikaans. Hierdie Nephilim het nie gemeng met sy familielyn nie. Hy was reg, dis hoekom God hom bewaar het en 7 ander. Sy vrou, sy seuns en hy 3 meisiekinders. Hulle was without spot, hulle DNA was nog reg. Okay, hulle saad was nog suiwer. Genesis 3:14, toe sê die Here aan die slang, hoekom? Ek wil sê NB, dit gaan nog altyd hier oor die oorlog van die saad. Altyd nog, want dit is in Genesis 3 gesê, dis hoekom die engele afgekom het, om die saad te meng, want dit is in Genesis 3 vers 14 en 15 gesê, toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee van al die diere van die veld, op jou buik moet jy sou en die stof moet jy eet al die dae van jou lewe, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en so my haksken byt. Luister die, Satan se mission is nog altyd om die saad te vermeng. Hy wil die mense korrup maak, hy haat mense, hy wil ons almal hybrids maak. Dat ons kan gone wees. Nou kan hy het mee doen, hy maak mense nou hier zombies. Voor die kruis kon hy die ander saad meng. En hy het dit heeltyd probeer doen, die hele Ou Testament deur. Noag en sy geslag, asook nageslag is die bloedlyn van Dawid. Gaan lees dit in Matteus en Lukas. Wat later gelei het tot die geboorte van Jesus. Matteus 1, vers 1 tot 17. Daai is dan nou die bloedlyn van Josef. Hy het gesplit iewers, ek praat altyd daaroor, né? Hy het mos gesplit by Dawid. Matteus is die bloedlyn van Josef, en dit is toe nou Salomo, maar Salomo het so 'n paar honderd vrouens gevat, sy saad wat korrup, heiden vrouens wat ander goed aanbid het, maar toe vat hy die boetie Nathan, en dis die nageslag, dis die Maria se nageslag, Jesus het Maria uitgebore, die bloedvloek is nie op Jesus se fisiese geboorte gewees nie, maar op Josef se, sy blood curse wat God op hy lyn gesit het, as gevolg van die sonde. Want Satan het geweet, uit hierdie nageslag van Adam af, moet ek dit korrup maak. Hy stuur gevalle engele kom af, om hy dit te korrup, maar Noag survive, heeltyd hou God dit puur. En heeltyd in die Ou Testament, probeer hy daai bloedlyn aanval, sodat hy, hoekom? Die bloedlyn moes beskerm word, sodat God se reddingsplan vir die mens kon gebeur. Galasiërs 3:19 staan dit. What then is the law? Hy law gevat, hy wet om hierdie bloedlyn te beskerm. It was an addition made because of sin, till the coming of the seed, to whom the undertaking had been given, and it was ordered through angels by the hand of a go-between. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, sin, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom. Wie is dit? Jesus. Satan wou alles in sy vermoë doen, dat Jesus nie kan kom nie. Want Jesus moes uit skoon saad kom. Kan julle dit verstaan? Dis waar die hele Bybel gaan. Awesome, nee. En Satan het alles in sy vermoë gedoen om dit te keer. Maar hy kon dit nie reg kry nie. En nou as ek en jy, net as ek en jy born again raak, kom ons uit die verdorwenheid uit van al die sonde. It's awesome. Oorsprong van demone,
vermenging se gevolg, Genesis 6 vers 4. So, nou versmoor God al daai goed in die water in, maar hulle geeste wander nog op hierdie aarde. Want hulle is nie normaal nie. Hulle gaan eendag hel toe, maar hulle is nog nie in hel nie. Al wie nog opgesluit is daai handvol wat geval het en gemeng het. Hulle is toegesluit. In Tartarus. Selfs as jy na die mitologie kyk, het Zeus hulle almal vernietig en hulle almal toegesluit in Tartarus. Nee? Baie interessant. Die Titans. Titan beteken Satan, as jy het nie geweet het nie. Daai het ons niks geweet nie. Ons maak 'n baksteenfabriek oop. Daar laat ons by die plaas. Raai wat ons met Titanstene. Ek nie geweet nie. Satanstene. Dankie tog. Ons het dit toe nou verander. Ja. Hiërargie van geestelike realms. Hoe kry mens hierdie? Jy gaan lees Efesiërs 6. Alright. So God, dan die mens. Na Lucifer se val na die aarde, Psalm 8 van 6, het hom minder gemaak. Gabriel, engele, jy kan hier goed self, Satan, owerhede, Hebreërs 1 vers 14, en dan die volgende bladsy, kragte, magte, Efesiërs 6 vers 12. En dis die kragte en magte, en dan heel onder, bose geeste in die lig, Efesiërs 6 vers 12, dis die gewone demone. Alright, so oor areas kry jy goed wat sterk is, jy kan sien die mense neig na dit toe, en dit, en al die type goed. So jy kan self jou eie huiswerk gaan doen, ten opsigte dan nou van daai goeders. Dis hoekom dan nou vir my en jou Efesiërs so belangrik is, van Efesiërs 6 vanaf vers 10, is die wapenrusting van God. Hoor jy, die wapenrusting van God, ek gaan dit nog met julle doen, kom nie uit, omdat Paulus vastgemaak is aan 'n soldaat nie. En dit is ook nice, en hy kon seker maar gesien het daar, maar al daai goed kom uit die Ou Testament uit. Alles van die wapenrusting. Het jy dit geweet? Alright, kom uit die Ou Testament uit. Goed. God se oordeel is regverdig. Een van Judas se hoofboodskappe is dat God se oordeel altyd regverdig is, heilig is en gebaseer is op sy volmaakte geregtigheid. Hy oordeel nooit willekeurig of onregverdig nie. Petrus herinner ons hieraan. 2 Petrus 3 vers 9. Die Here, vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ek en jy is in die doodsnikke van die kerktydperk. God kan dit uitstel met 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, net soos hy wil, want wat is 30, 40 jaar in the greater scheme of things, omdat hy nog mense wil inhê wat hulle moet draai na hom toe. God se langmoedigheid, geduld, is nie swakheid nie. Dit is genade wat mense tyd gee om hulle te bekeer. Die les vir gelowiges vandag, as gevolg van alles wat ons nou gehoor het, hierdie hele Genesis 6. Judas se doel is nie om nuuskierigheid oor engele of die Nephilim te bevredig nie. Sy doel is om gelowiges te waarsku. Die tyd waarin ek en jy leef, waar dikwels die waarheid verwerp word, God se skepingsorde bevraagteken word, dit word bevraagteken. Mense cross die boundaries, sy skepingsorde, net met die huwelik word sy skepingsorde bevraagteken. Ja, mans mag met mans trou, vrouens mag met vrouens trou. Dis nie God se skepingsorde nie. Luister hierso, die mens het nie die huwelik ingestel, ons kan nie met die huwelik maak wat ons wil nie. God het dit ingestel. Ek sê dit altyd op huwelik as ek mense trou. Die Bybel begin met die huwelik en eindig met die huwelik. God het dit ingestel, nie 'n mens nie. Hy het gesê, man en vrou sal saam wees. Dis God se skepingsorde. Nou word dit bevraagteken, soos die dae van Noag. Sonde word goed gepraat, en die gesag van die skrif is onderdruk. En die grootste aanval op die gesag van die skrif kom uit die kerk uit. Hoe kerkleiers mekaar nou, die hele gereformeerde kerk val nou uit die bus uit, want die ouens sê, vrouens mag nie preek nie, en mag nie eens ouderlinge of diakens wees, sulke nonsens, terwyl daar verlore gaande wêreld is, waar kinders in huise groot word, wat nie normaal is nie, en kinders is seer en siek, en niemand kan hulle eers help nie, maar hierdie manne beklei oor. Is hartseer, ne? En die demone lag, want hulle bestaan nie volgens die kerk nie.
Daarom roep Judas gelowiges om standvastig in die geloof te bly, die waarheid te ken. Toe Judas daai brief geskryf het, almal geweet waarvan hy praat. Nou is dit 2000 jaar later, nou ons bevraagteken Genesis 6. Nee, hulle het glad nie bevraagteken, hulle het geweet. Al die disippels van Jesus het geweet, Genesis 6 het bestaan. Ons moet standvastig in die geloof bly, ons moet die waarheid ken, ons moet onderskeidingsvermoë hê en getrou aan Christus leef. Ons moet onderskeidingsvermoë in die tyd hê. Demone het die kerk gehijack. Hulle werk deur predikante en teoloë vandag. As jy die leuen hoor, moet jy weet die demoon wat daar praat. Daai het nie sy gedagtes gevangen geneem nie. Hy het as gevolg van trots en hoogmoed, nee, toegelaat dat sy kennis oorneem. En dan is hy op Satan se terrein. Ja, is nie 'n God nie. Dis Satan wat daar praat. Ja. Jesus is ons beskerming. Ek het so 'n mooi ding gehoor, ek het dit hier ingeskryf. Ten spyte van al die waarskuwings in Judas, is daar 'n wonderlike troos. Die gelowige se hoop rus nie op sy eie vermoë om staande te bly nie. Dankie Here. Ek kan nie hier staan vandag hierdie goed preek as ek op myself moet staat maak. Nooit nie. Ons hoop rus op Christus. Later in hierdie brief sal Judas afsluit met een van die mooiste lofprysings in die Nuwe Testament. Hoor dit sê in Jude 1:24. Judas 1 vers 24. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel. Wanneer gaan hy ons sonder struikeling bewaar? As ons die res van Judas glo. As jy die discernment gaan hê en die Bybel lees net soos hy daar staan, van Genesis tot by Openbaring, en jy glo wat daar staan, sal jy van struikeling bewaar word. As jy glo dat Judas 6 gebeur het, en daar is groot nonsens in die geestelike realm, moet jy dit weet. Maar as jy dit nie weet nie, dan weet jy dit nie. Now to him who is able to keep you from falling and to give you a place in his glory, free from all evil with great joy. Ons veiligheid lê uiteindelik nie in ons eie krag nie, maar in die Here wat ons bewaar. Gister terwyl ek so in die huis werk, nou het ek my komputer se kabel hier by die kerk vergeet. Nou het ek basies 'n uur leeftyd op daai komputertjie. Nou maak ek maar notes, want ek het dit gelos vir oggend 4 uur, maar ek is 3:30 op. En toe kon ek gou die notestuk voor my batterypap raak. En ek was toe nou verniet bekommerd, het toen langer as 1 uur gehou. Maar toe hoor ek 'n liedjie op die TV, want ek sit soeke worship aan terwyl ek al besig is. Hoor wat sê die liedjie? My own defense is your righteousness and I fall on you. Hè? Ek kan net op sy geregtigheid val. Maak nie so hoe sleg ek die dag voel, en hoe vol sonde ek voel, en ek voel nie goed genoeg nie. My only defense is, I can fall on his righteousness. Is dit nie mooi nie? Ek kan net op sy geregtigheid val, nie my eie geregtigheid nie. En nie in my vermoë om nie goed genoeg te voel nie. Want ons almal kom uit 'n gevalle natuur wat wil verkeerd doen. Verkeerd dink, verkeerd dit. As een persoon vir jou sê hy is perfek, dan praat hy leuen, want nie een van ons is perfek nie. Ons is net 1/3 Heilige Gees hoor. 2/3 is nog korrup. En daai korruptheid wil jy hierdie kant toe. Selfbejammering, vrees, kwaad, of wat ook al. Maar ons kan net val op sy geregtigheid. Dis hoekom hy ons sy geregtigheid aantrek. Dis die borsplaat van sy geregtigheid. Dis die waarheid. Is dit nie oulik nie? Dis vir my baie mooi. Samevatting van vers 6. Dankie Jesus. Ons gaan aanbeweeg na vers 7 toe. Nou gaan ons nog na slippery slope Sodom en Gomorra se kant toe, wat nou onder die dooie see lê. Satan het deur hoogmoed geval, onthou altyd. Ons het dit gesê, laasweek. Sekere engele het deur hulle opstand teen God se orde gesondig. Moenie uit God se orde uitgaan nie. Die kerk gaan vandag uit God se orde uit. Want die skrif is nie meer die gesag nie. Dis nie God se orde dat leraars aangestel word en hulle kan dit nie op God se manier doen nie. Dis nie God se orde nie. God het vir ons die hele Nuwe Testament gegee, Handelinge, Paulus se briewe en vir jou die orde te vertel hoe dinge in die kerk moet gebeur. Nou werk dit nie meer so nie.
'n diaken is nou ou wat huisbesoek doen, geld insamel vir die kerk. Wat 'n nonsens is dit? Dit was nog nooit die rol van 'n diaken nie. As mense nie self hulle offers na die huis toe kan bring nie, hoekom moet ek dit gaan insamel? Jy moet 'n vrymoedige gewer wees, jy weet mos die kerk loop nie op water nie. Maar ek hoef nie vir jou te gaan vra vir iets nie. As jy nie gee nie, gee jy nie. Jy moet dit wil gee. Dis God se orde. Nou die mense maniere ingekom. Teken vir aftrekorder. Wat ook al. Dat jy kan onthou om te betaal. Die wêreld in Noag se tyd het deur algemene verdorwenheid onder God se oordeel gekom. Onthou dit. Dis wat Judas wil hê ons moet onthou. En dit gaan weer so word. Dis ons is al reeds daar. God is heilig en regverdig. Moet dit nooit vergeet nie. Maar ook geduldig en genadig. Dankie tog. Hy is geduldig met my. Gelowiges word opgeroep om in 'n tyd van geestelike misleiding vas te staan in die waarheid. Onthou Matteus 24:37. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in huwelik ingetree het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Jy kan dit gaan lees in Lukas 17, vers 26 en 27. Vleit, my storie is uit vir vandag, ons is 7 minute oor. Ek het gedog, ons gaan nie klaar kry, maar ek wou nog 'n ander enetjie bygesit het, maar ek sal onthou om op julle by te sit. So hier is nie om jou bang te maak nie, maar weet, it's coming. Dit gaan so wees, want God het gesê. Dit sal soos die dae van Noag wees, voordat hy terugkom. En ons is in daai tyd, hoor. Ons sien nou al hierdie goed. Die skrif word verdraai, afgewater, al die tipe goed. Vandag 200 jaar terug, het die ouens het die skrif geglo, net soos hy daar staan. Maar hier van 1870 af, 1878, het die eerste gnostiese invloede gekom op Bybelvertalings, en Bybels is vertaal en afgewater, en al die tipe goed. So, staan op die skrif, weet die skrif is lewend en kragtig, is nie 'n dooie boek die nie, is 'n lewendige boek. Alright, Vader, dankie, ek loof en ek prys U naam, ek bid dat U die naprediker sal wees van hierdie woord. Vader, baie dankie, ek bid vir elkeen wat hier na luister en elkeen wat hier vandag is, Here, mag ons net val op U regverdigheid. Mag ons in U glo, soos kinders. Mag ons U woord glo, al sê ons is naïef. Vader, ons glo in U woord, want dis U woord wat mense vry maak. Ek my eie oë al gesien, ek sien dit elke dag my eie oë. U woord, die waarheid van U woord maak kinders, mense vry. En ons sê vir U dankie daarvoor. Ons loof U naam, U is so kosbaar. Dankie dat U vir ons in die kruis gesterf het. Dankie dat U vir ons U Heilige Gees gestuur het, wat binne in ons woon, en wat ons versterk. En deur U wonde is daar vir ons genesing. Ons eer U naam. Amen.